Goeiedag julle. Ons gaan nou vandag kom by die heel eerste storie wat ons kinders moet vertel as ons hulle die storie van Jesus vertel en die storie van die koninkryk van God. Hierdie storie is die storie van die skepping, die begin van God se koninkryk. Hierdie storie kry ons in Genesis 1. Genesis 1 vers 1 tot by hoofstuk 2 vers 3. Het begin met iets van 'n algemene waarheid, maar dan nie sommer maar net 'n algemene waarheid nie. Nee, dit is 'n asemrowende, wonderlike waarheid. Dit is 'n waarheid wat sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Kom ons gaan 'n bietjie in op Genesis 1 vers 1. In die begin, dit sê, God was nog altyd daar. Hy was voor die begin daar. Hy is ewig. Dit sê ook, God skep tyd in die begin. God is die skepper van tyd. God is die skepper van geskiedenis. Verder, God skep in die begin die hemel en die aarde. Dit sê vir ons, God skep ruimte. God skep die tyd waarin ek en jy en ons kinders lewe. As ons in die oggend opstaan, dan is dit in tyd wat God geskep het. As ons in die oggend opstaan, is dit in ruimte wat God geskep het. Dus ruimte en tyd is daar, omdat God dit gemaak het. Dis wat God in die begin geskep het. Verder, daai hemel en aarde sê ook, hy skep net mooi die ganse alles. Dis wat hemel en aarde sê. Wat baie belangrik is, as hy in die begin die ganse alles skep, wat was voor die begin? Wel, net mooi niks, want eers in die begin het God die ganse alles geskep. Wat sê dit vir ons? Wel, God skep alles uit niks. Die hele heelal skep God uit niks. Hy skep hierdie wonderlike, asemrowende ruimte. Dis so groot, so mooi, soveel detail. Kyk net 'n bietjie, ek het so 'n bietjie dit vir ons neergeskryf, maar sommer gaan soek en 'n bietjie neergeskryf. Die maan is 3400 km in deursnee. Dis 380.000 km van ons af. En dit sit op hierdie spesifieke afstand, so het God dit geplaas, sodat dit die maan 28 dae vat om die aarde te draai. En so gee die Here vir ons 'n maand. So kan ons bepaal hoe lank 'n maand en 'n jaar is. Die son is 152 miljoen kilometer van die aarde af. As jy 120 kilometer ry aan mekaar, sonder om te stop, dan gaan dit jou 144 jaar vat om daar te kom. As die son hol is, pak jy 'n hele miljoen aardes daar binne. Pluto, nog een van die planete wat soos die aarde om die son draai, is 40 keer verder van die son af as die aarde. Het lyk vir my, en hierdie getalle gaan net bokant my kop uit, maar dit lyk vir my soos 6080 miljoen kilometer van die son af. As ons van die aarde af Pluto toe sou ry teen 120 km/h, dan sal dit ons 'n goeie 5000 jaar vat. Die sterrestelsel waarin ons son is en ons aarde is, die Melkweg, bestaan uit 100 biljoen sterre. En dan is daar nog veel, baie sulke soort sterrestelsels. Psalm 147 vers 4 sê, die Here het vir elkeen van daai sterre 'n naam gegee. Waarby moet dit ons bring as ons hierdie goeders bedink? Wel, dit moet vir ons wys op God se almag. Jeremia 32 vers 17, daar sê Jeremia dat die Here die hemel en die aarde gemaak het. Niks is vir hom onmoontlik nie. Hy is almagtig. Psalm 104 vers 24 sê, God maak hierdie heelal deur sy wysheid. God is net ontsaglik slim. En dan so wonderlik, God skep die heelal om vir ons sy liefde te wys. Ek wil dit vir julle lees hier in Psalm 136 van vers 4 af. As jy en jou kinders net hierdie heelal in die nag sit en bekyk, as jy en jou kinders saam na 'n nuwe babietjie kyk wat gebore word en julle sien hoe skitterend en hoe wonderlik en hoe mooi 'n nuwe boetie of sussie wat aankom, wel, dan moet ons daar in God se liefde raak sien. God se liefde. Hoor wat sê Psalm 136 as mens hier van vers 4 af lees. Hy wat alleen groot wonders doen, dis van God. Hoekom doen hy hierdie groot wonders?
want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Sy liefde. Hy is die een wat die hemele met verstand gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hy is die een wat die aarde op die water uitgespan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hy is die een wat die groot ligte gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Die son om te heers oor die dag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Die maan en die sterre om te heers oor die nag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dis ons God. En as hierdie God ons God is, dan moet ons om loof en prys. Julle kan Psalm 8 gaan lees, Psalm 19 gaan lees, Psalm 136. Julle kan dit miskien by huisgodsdienst sommer sing ook. Dan loof en prys ons hierdie God wat sy liefde vir ons wys met die skepping van die heelal. En by dit alles, as hierdie God ons God is, Romeine 8 vers 31 sê, wie kan dan teen ons wees? Kyk sy almag, kyk sy wysheid, kyk sy liefde. Psalm Romeine 8 vers 38 tot 39 sê, niks kan ons van hierdie God sy liefde skei nie. Ons moet ons kinders vertel van hierdie God. Ons moet ons kinders vertel, hoe kom jy in 'n verhouding met hierdie God? Nou, kom ons gaan 'n bietjie dieper in. As ons by vers 2 kom van die eerste storie in die Bybel van God se koninkryk, die storie van die koninkryk in die begin, dan skuif die fokus van die heelal, wat ons in vers 1 kry, na die aarde toe. In vers 2 is die fokus op die aarde as die woon en werk en leefplek van die mens. Dis die hoofplek waar die Here sy koninkryk storie van hier af tot in Openbaring 22 gaan laat gebeur. So, hoe is die aarde in die begin? In vers 2 sê, en die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed en die gees van God het gesweef op die waters. So, hierdie aarde aan die begin is soos 'n bouperseel. Alles is daar om hierdie wonderlike, mooi, bewoonbare, produktiewe, gelukkige plek uiteindelik te maak, 'n paradys, 'n koninkryk waar mense in liefde vir God en in liefde vir mekaar leef. Maar in die begin is dit nog nie so nie. Dis soos 'n bouperseel waar die bakstene en die sand en alles nou nog afgelaai en lê, maar niemand kan nog daar woon nie. Dis nog woes en leeg. Die aarde was donker en onproduktief. Lewe was nog nie moontlik nie. Dis wat vers 2 sê. Maar dit sê ook, die gees van God het gesweef op die waters. Dis asof God in hierdie werklikheid inkom en dit nou gaan omskep in hierdie skitterend, mooi, bewoonbare, produktiewe, gelukkige plek. Sy koninkryk in die begin. En dan van vers 3 af tot by vers 31 wys die Here ons hoe hy dit doen. Deur sy woord en gees doen hy. Hy doen dit in 6 dae. Hy doen dit met die mens wat uiteindelik die hoogtepunt word. Alles gaan in harmonie en vrede wees. Sy koninkryk is 'n koninkryk van harmonie en vrede. Dis 'n koninkryk waar alles baie goed is en alles 'n wonderlike eindbestemming het. Kom ons gaan dieper hierop in. Die Here skep deur sy woord en gees. En mens kan dit nie mis nie. As julle nou deur die Bybel lees en julle lees vir julle kinders, merk dit vir julle kinders, wys dit vir julle kinders. Elke keer kom dit voor. En God het gesê, en dit was so. As God iets sê, dan gebeur dit. Vers 3 kry jy dit. Vers 6 en 7 kry jy dit. Vers 9 kry jy dit. Lees dan met jou kinders saam deur die Bybel, vat 'n highlighter of druk met jou vinger daarop en wys vir hulle dit elke keer. En God het gesê, en dit was so. Vers 3, vers 6 en 7, vers 9, vers 11, 14 en 15, 20, 24, 26. Dis baie belangrik. Uiteindelik staan daar in vers 31, toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was so. Met ander woorde, ons God praat woes en leeg en duisternis binne in 'n skitterende, mooi, bewoonbare, produktiewe paradys in. Dis ons God geliefdes. Dis ons God. Psalm 33 vers 6 sê, deur die woord van die Here is die hemele gemaak. Julle kan sommer met huisgodsdienst hierdie Psalm ook sing. Ek dink dis al by vers 5 en 6 van Psalm 33. Wat sê die woord van die Here is skepingsmagtig wat lewe uit die dood gebied. Dit is wonderlik, so verheerlik ons weer God. En as jy vraag, wie is daai woord? Wel, dis Jesus. God skep deur sy woord. Wie is die woord? Wel, dis die seun van God. Johannes 1 vers 1 tot 3 sê dit. In die begin was die woord.
En die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie. So wys ons vir ons kinders weer, Jesus. Jesus is die woord, as julle Johannes 1 vers 14 ook sou lees. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Jesus Christus, hy is die skepingsagent, hy doen dit. En deur die Gees ook, want versie 2 het ons gehoor van die Gees wat op die waters gesweef het. So, God skep aan die begin die ganse heelal. En dan van vers 2 af word vir ons spesifiek gefokus op die aarde en vir ons te wys, wat het God daar gedoen? Hy skep uiteindelik hierdie wonderlike, skitterende koninkryk van vrede, hierdie paradys, met die mens as hoogtepunt. Hoe deur sy Gees en woord, is die eerste ding wat ons moet raak sien en vir ons kinders moet uitwys, as ons daar deur Genesis 1 begin lees. Die tweede ding wat God doen is, hy skep in 6 dae. Ons kan dit regtig nie mis nie, dis aan mekaar daar. Julle sal sien, die 2020 vertaling praat elke keer van 'n dag. 'n eerste dag, 'n tweede dag, of wat ook al. Ek dink, ek verskil 'n bietjie met daardie vertaling. Ek dink dit is die eerste dag, tweede dag, derde dag. Dit wys baie duidelik hier op dae wat op een volg. En dis baie belangrik. In 33-53 vertaling vertaal het nogal so met die tweede dag, derde dag. Hier is dae wat op mekaar volg. Ek dink dis die belangrike ding wat ons hier moet sien. Die belangrike ding wat ons moet raak sien is dat God in sy skepingsdae deur sy woord en Gees planmatig, stapsgewys met die een ding wat dag na dag logies op die ander volg, vanuit woest en leeg en donker in 6 dae 'n skitterende, mooi, bewoonbare, produktiewe wêreld maak. Hierdie is net so anders as die ateïsme en die evolusionisme se materie en kans en tyd. Kyk, as jy nou iemand is wat nie in God glo nie en in evolusionisme, dan sê jy eintlik het alles spontaan ontstaan. Daar was ewige materie, daar was uit daardie ewige materie 'n eensellige organisme het daaruit ontstaan, en toe uit daai eensellige organisme het alles ontstaan. Hoe? Wel, daar tyd verby gegaan en dit het toevallig gebeur. Nou, dit is verskriklik. Dit is eintlik net rarig verskriklik, want dit sê vir my en vir jou en vir jou kinders, julle is sommer maar net woeps hier. As ek vir jou vra, waar kom jy vandaan, dan sê jy, dit was 'n ongeluk. Dis toevallig. As ek vir jou sê, waarin is jy op pad heen? Dan sê jy, ek weet nie. As ek vir jou sê, wat is jou doel? Dan sê jy, ek moet dit self probeer uitwerk. Dit is eintlik 'n soort wêreldbeskouing, 'n soort verstaan van dinge wat net totaal en al sinloos is. Dit maak van jou 'n doellose, sinlose mens, of 'n boelie, wat met mag probeer om reg te kry, wat jy kan regkry, vir jouself die beste lewe hier uit te werk. Uiteindelik is die beter storie die een wat God hier vir ons vertel. Hy's 'n God van liefde, wat 'n heelal skep, en hy wys vir ons in hierdie heelal, kyk wat doen ek, kyk my liefde vir jou. Hy wys vir jou, hy het 'n plan. Hy het hierdie wonderlike skeping wat hy doen, deur sy Gees en woord, in 6 dae. Ons God is goed, geliefdes. Hy's 'n God van ontwerp, planmatig, logies, doelgerig. Hierdie is mooi, dis ons God. Nou, ons gaan 'n bietjie in op daai 6 dae, en ons praat 'n bietjie oor die logika, die wonder daarvan. In die begin, in die begin is die aarde woes, leeg, duisternis is op die watervloed. En dan op dag 1 praat God lig in daardie duisternis in. En so maak hy lewe moontlik. Lewe word nou moontlik, want daar is lig. Dan op dag 2 maak God skeiding tussen waters en waters wat daar staan. Hy maak dus 'n spasie waar binne
jy kan asemhaal. Hy maak 'n spasie waar binne daar lewe kan wees. Daar is nie net water nie, daar is nou ruimte waar binne lewe kan wees. Daar is lig wat lewe moontlik maak, daar is ruimte waar binne lewe kan gebeur. Dan op die derde dag skep God nog ruimte. Hy skep ruimte want hy laat die droë grond sigbaar word. Hy maak dat daar land is waarop mense en diere kan leef. Sien jy, hoe maak God ruimte? God maak lewe moontlik, dan maak hy lewensruimte op die tweede dag, in dag 3 brei hy uit op daai lewensruimte, hy skep grond, droë grond, land waarop mense en dier kan wees. Dan op dag 4 begin hy daai ruimtes vul. En hy vul dit met son, maan, sterre. En gaan kyk nou daar in vers 14 rond, die Here gee dit nie net om lig te gee nie, want lig is klaar daar op die eerste dag. Maar hier skep hy hierdie ligbronne, wat ook die doel het om vir ons tye en maande en jare vas te stel. Dan op die 5de dag is God verder besig om hierdie ruimtes wat hy gemaak het te vul. Hy vul dit met voëls in die hemel, hy vul dit met visse op die water, en dan op die 6de dag voltooi hy is die vuller, hy maak diere wat op die aarde is, en uiteindelik ook die mens as hoogtepunt. Kom is die mens die hoogtepunt? Nou as julle in vers 26 en 26 tot 28 kyk, as julle sien, die mens is na die beeld van God geskep. Ek gaan nie nou hier dieper op ingaan nie, want ons gaan in die tweede storie wat ons vir ons kinders vertel, les 2 in ons katekisasieboeke ook, spesifiek fokus op die mens as beeld van God. Vir nou net, wat so wonderlik is, as 'n bietjie teruggaan net na hierdie prentjie. God skep deur sy woord en gees, God skep in 6 dae, die mens is hoogtepunt. En dan alles is in vrede en harmonie. Die koninkryk van God is 'n koninkryk van vrede. Het is interessant as julle nou lees daar in vers 29 en 30, dan sien julle dat God vir die diere en vir die mens kos gee. En as julle sien, hulle eet nie mekaar nie. Diere eet nie mekaar nie. Voor die sondeval het leeu's nie rooibokke geëet nie. Die leeu en die lam by saam. Weet julle, in die nuwe aarde, op die nuwe aarde sal dit weer so wees. Julle kan gerus gaan lees in Jesaja 11, vers 6 tot 9, die leeu en die lam by mekaar, die klein seentjie jaag hulle aan. Daar is weer vrede. Sonde bring onvrede. God se koninkryk is 'n koninkryk van vrede. En dan is dit ook 'n koninkryk waarin alles goed is. Daar in vers 31 sien ons dit toe, sien God alles wat hy gemaak het. En dit was baie goed. God het daarvan gehou. En as God ons goed maak, dan beteken dit elkeen van ons het beantwoord aan die doel waarvoor God ons gemaak het. Alles was regtig goed. Uiteindelik het dit ook alles 'n wonderlike eindbestemming. 'n wonderlike eindbestemming. Die Sabbat van Genesis 2 vers 1 tot 3. God maak alles klaar. Ons leef nie net in 'n oneindige voortgang van alles, soos Hindoeïste en Boeddhiste nie. Nee, ons God het 'n skepping met 'n wonderlike uiteinde, die ewige Sabbat. En weet julle wat? Die mens kan ook daarin deel. In die begin sal die mens geleef het in gehoorsaamheid aan die Here, uiteindelik ook in daardie wonderlike eindbestemming saam met God kom wees, perfek en in wonderlike harmonie by God. Nou, wanneer ons so om ons kyk elke dag, dis dalk ook iets wat 'n mens vir jou kind kan vertel, vir jou kinders, dan sien ons maar, hier is 'n krisis. Alles is nie meer so wonderlik goed en vol vrede nie. Die antwoord op hoekom dit so is, gaan ons kry by Genesis 3, as ons kom by die storie van die sondeval. Intussen tyd kan julle vir julle kinders vertel, moet ons self ook weet, dat God hierdie skepping van hom nie gelos het nie. Hy het die koninkryk wat hy stig nie gelos nie. Nee, sy seun, die woord, deur wie hy alles gemaak het mens geword en hier onder ons kom woon, en deur hom het ons 'n toekoms. Deur hom
het ons ook weer 'n wonderlike eindbestemming. Deur hom gaan ons ook uitkom by die herskepping van Openbaring 21 en 22. Nou ja, ek hoop hierdie help vir julle om Genesis 1 met julle kinders bietjie beter deur te werk. Julle moet baie goed gaan.